Prys die Here, halleluja, halleluja. Geef hom hand van eer, geef hom hand van lof. Hy vat my hier, en hy sit my daar. Ek is hoog geplaas, ek is hoog geplaas. Goeiemôre almal. Net so voor ons begin. Ekskuus tog, kan ons net so oombliekie, julle kan nou weer gesels. Ons gaan 'n liedjie sing vanoggend wat ons nog nie voorheen hierso gespeel het nie, maar julle het hom teen en al gehoor op die radio en so aan. Ek wil net hê julle moet luister na die woorde. Ons is nie hierdie wonderlikste sanger en band nie, maar ons gaan ons bes probeer vanoggend. Luister na die woorde. Dit is veral van toepassing vir die tyd van die jaar, wanneer jy na die einde van die jaar toe, dan kom jy agter, maar weet jy wat? My planne vir die jaar wat ek in Januarie gehad het nie so uitgedraai nie. Dinge het heeltemal verkeerd geloop. Dinge het nie geloop soos wat dit moes nie. Dit lyk nie asof dit ooit so sal uitwerk nie. En mens begin in 'n gat insak en jy begin voel almal het jou verlaat. En alles het jou verlaat en die Here sien jou nie raak nie. So luister na die woorde en as jy die wat hom ken, sing hom saam asseblief. Goed. When the weight of the world is heavy on me and the night feels so cold, I can find peace. I lift up my eyes to the heavens above. You hold me close in unfailing love. Lord, you are my strength, a song in the night. You carry my soul. You fight all my fights. In you I will trust. Forever I'll stand. My refuge, my Savior, holding my hand. When the Spirit is weak and I can go on, your mercy reminds me that I still belong. Your word is my life, my hope and my shield. In your holy presence, my soul is healed. Lord, you are my strength, my song in the night. You carry my soul. You fight all my fights. In you I will trust. Where I'll stand. My refuge, my Savior,
shaken. Your love is my call. Forever I'll praise you. Forever I'll sing. My strength, my portion. My God, my King. Lord, you are my strength. A song in the night. You carry my soul. You fight all my fights. In you I will trust. Forever I'll stand. My refuge, my Savior, holding my hand. Lord, you are my strength. Forever my song. To you I belong. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Song, daar sê, wat 'n great song is dit nie net nie. Dankie Michael. Goeiemôre almal, baie welkom. Is julle bly om hier te wees? Amen, die Here is goed, hy is getrou. Hy is 'n ewige God. Amen. Baie welkom ook vir ons op Facebook en YouTube. Dankie dat julle ook saam kyk. Kom ons kyk gou na die program. Die tienerafsluitingdiens is die 14de Desember om 1800 uur, dis 'n Sondag aand. So asseblief kom ondersteun die ouetjies, hulle het hard geoefen aan hulle konsert. Ons gemeente kliniekdag is die 15de November, Saterdag 9 uur tot 1 uur. Jy kan vandag die laaste keer die kaartjie kom kry by Charmaine hier voor. Jy kan nie toegelaat word sonder 'n kaartjie nie, ongelukkig, en dit is ook net vir gemeentelede. Die 60-plusse, julle gaan nie kan kom nie, ons gaan vir julle 'n ander geleentheid gee op 'n Woensdag, ergens in die maand wat kom. Ons geloofsdiens is die 16de Desember om 1800 die aand, Dinsdag. Ons kinderkerk afsluiting is die 30ste November, die Sondagoggend om 9 uur. Koning is gebore, wat is hierdie nou weer? Die 7de Desember, ek dink jy werk nie meer nie. Wanneer die volgende een toe asseblief? Die gemeente afsluiting is die 7de Desember, na afloop van die diens by Christie's Waterpark. Ons gaan slegs die week voor dit, gaan ons kaartjies weer uitdeel. Op die 7de. Ok, net op die 7de gaan kaartjies uitgedeel word. So as jy nie hier is nie, sal jy nie kan ingaan nie. Ons Kerssangdiens is die 21ste Desember, 9 uur. Die Sondag, ons Kersdiens is Donderdag, almal die gaan net een terug. Daai is 'n Kerssangdiens, die 21ste Desember, die oggend. En dan die Kersdiens is die 25ste Desember om 9 uur die Donderdag. Dan ons Oujaarsdiens, weer tussen Oujaar en Nuwe Jaar, is die 31ste Desember om 1800 uur, 6 uur die aand. Dis die Woensdag aand. Dan ons Agape toneelopvoering en poppekastbediening, kan ek kom 'n bietjie aansluit en gesels daaroor met Elise en hoor hoe gaan dit daar. Ons oggenddienste, kinderkerk, tienerkerk is 9 voormiddag. Op Sondag, ons pastorevergadering is 9 dis maandag aan om 6 uur, daar is nie môrevergadering nie. Ons Silwerkrone omgeegroep, 60+ omgeegroep is Woensdag om 12 uur. En ons dames omgegroep is Donderdag om 10 uur. En ons gebedsversoeke kan u stuur na 083-631-5521. Ons bid saam donderdaande om 6 uur vir elke versoek. En dan Saterdagoggend is ons biduur 6 voormiddag. Dan wil ek net namens die gemeente vir pastoor Sari en vir pastoor Wiet sê, ons harte is by julle, jammer oor julle die geliefdes wat afgestaan is aan die dood, so ons bid saam met julle, dat die Here julle sal deurdra,
spesifiek wie julle wat Vrydag begrafnis het, pastoor Sari vir die week daarna. Vertrou die Here, julle gaan deurgedra wees en geseënd wees. Dan wil ek net iets sê oor die vas. Ek dink dis die 19de Januarie wat ons begin, volgende jaar, tot die 8ste Februarie. Dis 'n maandag wat ons begin, ons maak die Sondag klaar. Ons gaan weer die Sondag klaarmaak met 'n volledige vas. So ons gaan vir 21 dae die Danielsvas doen, en dan gaan ons daarna die Sondag afsluit met 'n volledige vas. Dan die Bybelkollege begin die 2de Februarie. Jy kan met Pieter kom gesels hiervoor, ek weet van julle het al name opgesit, so kom gee jou naam op as jy nog nie gedoen het nie, en dan sien ons jou die 2de Februarie. En dan die 4de Februarie begin Veritas fase 1. Dit loop saam met Bybelkollege, soos ek laas keer gesê het, die ouens wat reeds Veritas 1 gedoen het, kom weer, kom doen hom weer. Jy kan altyd iets ekstra leer. Amen. As hy, kom ons staan op, dan gaan ons hierdie diens open. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, dankie dat ons kan sê ons Vader. Ons Here, ons God. Here, U is ewige God. U is Vader, Seun, Heilige Gees, 'n enige God. U is heilig, heilig, heilig en waardig om ons aanbidding te ontvang. En daarom bid ek vir vanoggend se diens, Here. Ek bid vir Michael en die musiekspan dat ons in U salwing sal vloei en U met gees en waarheid aanbid vanmôre. Ek bid vir pastoor Konrad wat die woord bring vanmôre. Here, dat U hom sal seën, dat hy ook gesalf sal wees met U gees. En dat die salwing van U gees na ons te sal oorkom wat die woord hoor. Dat ons sal leer, Here, dat ons sal verstaan, dat ons dit sal ontvang en kan gaan uitlewe. Here, dit is so 'n belangrike onderwerp waaroor die gesels vanmôre en ons bid dat U hom sal seën. Ons bid ook vir elke persoon wat hier is vanmôre en ook hulle wat kyk op die internet. Vader, dat U ons sal seën, elkeen wat hier is. En ons sal net vashou in U liefde vanmôre. Dat ons net sal bly besef, Here, U liefde het U aan daai kruis gehou. Nie net ons sonde nie, Here, maar U liefde. Here, baie dankie vir dit. Ons bid vir pastoor Sari en die kinders hier langsaan, dat hulle ook die woord sal hoor vanmôre. Ons bid vir Merlin met die tieners, dat U met hulle sal wees. En ons bid, Here, waar almal besig is met eksamen, en van die kinders hierdie week eers begin, dat U met ons kinders sal wees, en vir hulle sal help, en kalm maak, en vrede gee, om goed te presteer. Here, ons eer, ons bid vir pastoor Andries en Melanie, wat rus vir die week, dat U hulle sal seën, dat hulle veilig sal wees en goed uitrus. Here, ons eer U, soos ek gesê het, Here, U is goed, U is getrou, in Jesus naam. Amen. U is die leerling van die tale, U is my Jesus. U is die morgenster, want U is my Jesus. U is die liefling van my siel, U is die koning van my lewe, daarom sing ek 'n loflied aan U. U is die leerling, U is die leerling van die tale, U is my Jesus. U is die morgenster, want U is my Jesus. U is die liefling van my siel, U is die koning van my lewe, daarom sing ek 'n loflied aan U. Halleluja, 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 halleluja.
naam. Wie stil jullie? Wie stil jullie? Van die dagen is my Jesus. Wie is die mooie ster? Wat is my Jesus? Wie is die liefling van my siel? Wie is die koning van my lewe? Daarom sing ek 'n loflied aan U. Halleluja. 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 En halleluja. 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 Ek verbly my in die Heer, is die koning van regeer, loof die naam. Ek 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 loof die naam. Daar sê. Kom ons gee vir die Here 'n lekker rondklap. Hy is 'n waardige God. Hy is ewige God. Kom ons vat die hand, dit wat ons gee vanoggend vir die Here in ons hand vas en dan gaan ons daaroor saam bid. Ons sê ons oor Here baie dankie dat ons ook by 'n plek kan kom waar ons kan gee. Vader, ons eer U dat U ons in staat stel om dit te kan doen. Here, ons weet, daar's van hulle wat nie kan gee nie en vanoggend bid ons vir elkeen dat ons die voorreg sal hê om te kan gee. Dat U ons sal seën, Here. Vader, ek bid vir hierdie geldjies wat inkom, dat dit sal wees tot U verheerliking en reg aangewend sal word. Here, daar's so baie dinge en so baie bedieninge wat U uit voortvloei. Dankie dat U vir ons voorsien. Dankie dat U vir ons help. Bid vir elke individu vanmôre dat U daar ook sal help en seën. Here, daar was so baie mense nog nie 'n werk het nie. Bid ek, Here, daar werk sal wees. Dat ons sal kan werk. Woord sê, Here, as ons nie wil werk nie, sal ons nie eet nie. Daarom wil ons werk, Here. Ons wil U wil doen. Ons eer U in Jesus naam. Amen. Ja, U is hier. U is hier. U is oorwinnaar oor die dood en U regeer. Elke knie sal buig, elke tong bely dat Jesus is hier. Kom ons maak saam daai verklaring volg. Ja, Hy is hier. Hy is hier. Hy is oorwinnaar oor die dood en U regeer. Elke knie sal buig, elke tong bely dat Jesus
Vader, Vader ons lief. Vader ons loof U. In die naam van Jesus. Vader, Vader ons lief. Vader ons loof U. In die naam van Jesus. My ziel roep uit. Loof die Heer. My ziel roep uit. Loof die Heer. Want U is Vader om aanbid te word. U is Vader om aanbid te word. Want U is Vader, Abba Vader, om aanbid te word. Vader, Vader ons lief. Vader ons loof U. In die naam van Jesus. Vader, Vader ons lief. Vader ons loof U. In die naam van Jesus. My ziel roep loof die Heer. My ziel roep uit. Loof die Heer. Want U is Vader om aanbid te word. U is Vader om aanbid te word. U is Vader, Abba Vader, om aanbid te word. Want U is Vader om aanbid te word. Ja, U is Vader om aanbid te word. Want U is Vader, Abba Vader, om aanbid te word. Om aanbid te word. Om aanbid te word. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger, but rich in love. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger, but rich in love. And the Lord is good to all. He has compassion in all that He has made. As far as the east is from the west, that's how far He has removed the transgressions from us. As far as the east is from the west,
transgressions from us. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger, and rich in love. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger, and rich in love. And the Lord is good to all. He has compassion and all that He has made. As far as the east is from the west, that's how far He has removed the transgressions from us. As far as the east is from the west, that's how far He has removed the transgressions from us. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Love you, Lord. Oh, your mercy never fails. All my days I've been held in your hand. From the moments that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest of nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I live in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good.
of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I'm so in love with you. I'm so in love with you. For everything you are and for everything you do. I'm so in love with you. I lift my hands to you. I lift my hands to you. For everything you are and for everything you do. I lift my hands to you. I love to worship you. Yes, I love to worship you. For everything you are and for everything you do. I love to worship you. Yes, I'm so in love with you. I'm so in love with you. For everything you are and for everything you do. I'm so in love with you. I lift my hands, Lord, I lift my hands to you. I lift my hands to you. Everything you are and for everything you do. I lift my hands to you. I love to worship you. 'Cause I love to worship you. I love to worship
Ons sluit ons oë. Hemelse Vader, vanmôre hier waar ons by die erediens betrokke is, Here, dank ek U dat ons net hier kan wees in die teenwoordigheid, Here. Dank U dat U salwing hier teenwoordig is, Here. Ons dank U vir die musiek wat U was, wat ons in die troonkamer in gelei het, Here. En Vader, die woord wat ons bring vanmôre, vra ons dat U die salwing op het sal wees, dat het harte sal aanraak, Here, lewens transformeer tot eer en verheerliking van U koninkryk, Here. In Jesus wonderlike naam. Amen. U mag maar sit. Baie dankie, ons gaan die tieners verskoon. Dis nou omtrent die helfte van die kerk, Merlin. Maar ons gee die Here al die eer daarvoor. Dis darem maar fenomenaal wanneer die jeug so groei, want dis die volgende generasie van predikers en leiers en dis evangeliste wat die evangelie gaan verkondig. So ons is opgewonde daaroor. Paulus skryf 'n boek onder andere baie boeke wat hy geskryf het in die Nuwe Testament. Skryf hy die boek van Romeine. En hy skryf dit rondom 53 na Christus. Nou, teen daai tydperk, Paulus was 'n fariseer van fariseërs. Hy was die goedgeleerde, wel ingeligte. Hy het die wet onderhou, dot en titel. Jy kon hom niks vertel het van die wet nie. Hy was 'n meester op daai vlak. Hy het die Christene vervolg. En tog skryf hy hierdie brief aan Romeine gedurende sy 3de sendingsreis. So hy is nie 'n jong Christen nie, hy is al gevorder. Hy het tot bekering gekom en die Here Jesus Christus het hom weggeneem en vir 3 jaar was hy onder die lering van Christus. En in daai tydperk het die Here vir hom fundamentele beginsels geleer, onder andere die genade en die liefde van God wat geen einde ken nie. En gedurende hierdie 3de sendingsreis skryf hy hierdie brief aan Romeine met al die ervaring wat hy gehad het deur die bediening onder die leiding van die Heilige Gees. Hy's getransformeer. Hy is nie meer die Paulus wat hy was nie. Hy is nou 'n Paulus wat mense, Jode, lei na Christus toe. Met ywer, daai selfde ywer wat hy gehad het, gebruik hy nou daai ywer vir Christus. Dis darem maar fenomenaal, hè? Wanneer jy van die een domein af oorkom na die ander domein, en jy het soveel passie vir dit wat jy doen, dan moet daar iets gebeur in daai omgewing. Hy skryf hierdie brief aan Romeine, Romeine 7 en Romeine 8. En die titel daarvan is Oorwinning oor die sonde, die 4 geestelike wette. Ek is dankbaar oom Piet is vanmôre hierso, en ek wil vir hom dankie sê, hy was 'n dosent gewees, en ek dink dit was 2017 omtrent, het oom Piet, pastoor Piet, hierdie vakgebied met ons behandel. Latere jare, pastoor Jaapie het dit ook met ons behandel. Hierdie is 'n belangrike teologiese leerstuk. Een prediker noem dit the pinnacle of Mount Everest in Romeine 8. Dit is die hoogtepunt van die evangelie. En ons gaan nou kyk daarna. McGee sê, en ek gaan hom gou aanhaal, julle moet nou mooi luister, hy sê, as jy vir 30 sekondes nie gaan oplet vir oggend nie, dan is jy verlore. Dan moet jy weer gered word.
ek haal vir my kie aan, en hy lag toe ook soos wat julle gelag het. Hy sê, nee, julle hoef nie weer gered te word nie, julle is gered, julle was in Jesus Christus, julle is kinders van God, prys die Here. Maar een van sy komponente, hy het nie spesifiek hieroor gepraat nie, maar hy het ook in hierdie lyne gepraat, hy sê dit is van so aard, dat jy gaan jou konsentrasie moet hou. Oorwinning oor die sonde, die 4 geestelike wette. Doen ons sonde? Ja, ons doen sonde. Is ons wedergebore? Ja, ons is wedergebore. Nou, hoe kom ons dan van hierdie punt af oor tot by daai punt? Hierdie is nie 'n formule nie. Ek deel nie vir u vanoggend 'n 5-punt plan nie. Ja, ek gaan nou sê die dames, maar die mans ook. Ons gaan op die ete en ons het die 5-punt plan, jy weet. En ek gaan nie met julle 'n bemoedigingsboodskap deel om te sê, as jy hierdie 6 punte doen, dan is jy gemotiveerd. Hierdie is 'n evangelie boodskap wat ek vanoggend met julle deel, wat ek by die Here ontvang het. En ek is baie opgewonde daaroor. Die stryd. Gister praat ek en pastoor Japie in die bidkamer by die Saterdagoggend biduur, dit was fenomenaal geweest. En hy haal hierdie aan. Hy sê, hierdie is pastoor Japie wat hy geparafraseer het. Hy sê, dit wat ons moet doen, dit doen ons nie. Die goed wat ons moet doen, doen ons nie. En dis 'n sonde. Want ons weet dit wat ons moet doen, maar ons doen dit nie. En dan sê hy, dit wat ons nie moet doen nie, dit doen ons. Dis albei kante van die koin. Romeine 17 vers 15 sê, want dit wat ek doen, weet ek nie. Wat ek wil doen, Paulus sê, ek wil hierdie doen, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. Paulus skryf hierso, hy sal 'n gevestigde Christen op sy 3de sendingsreis, en hy sê, ouens, hierdie ding is nog steeds relevant. So, maak nie saak waar ons in ons geestelike lewe of ouderdomsvlak is nie. Ons kan agslaan op hierdie boodskap. Hier is nou iets. Hy sê, dit wat jy nie moet doen nie, dit doen ek. Jy gaan verf 'n bankie, en jy sê vir jou kind, moenie daaraan raak nie, want daai verf is nat. Wat gaan hy maak? As jy weer sien, dan sy vingerprints daarso, en prys die Here, hulle is daar as 'n memory. Onthou jy, toe jy 4 jaar oud was, daar is jou memory print. Daar is jou memory van daai vingerafdruk. 'n cookie jar, stap deur die kombuis. Elise met haar platters, moenie aan daai platter vat nie. Dis vir 'n kliënt. Ek seker jy het bietjie minder gekry, hoor. Chart. Moenie aan daai platter vat nie. Wat sal ons doen? Net proe. En Sharon is nou gelukkig nie vanmôre nie. Sy's nou op vakansie. Maar sy sê as jy vir Konrad so kan sy daar in die kombuis. Ek wil ook proe. Maar dit is die mens. As jy vir hom sê, moet dit nie doen nie, wat doen ons? Ons is nuuskierig. Ons wil gaan kyk, ons wil gaan vat, né? En dis die stryd wat ons het. Dit wat ons nie wil doen nie, ek wil dit nie doen nie, maar juis omdat jy vir my gesê het, moet dit nie doen nie, juis omdat jy daai wet ingestel het, jy het daai wet ingestel om te sê, moet dit nie doen nie, en omdat daai wet daar was, nou rebelleer ek hier in my, en ek sê, wat? Jy sê vir my, wat? Ek kan dit nie gaan doen nie. Nou ja, kom ek gaan dit vat, ja. Dis ons stryd, die gees teen die vlees. Romeine 7 en 8 is die 4 geestelike wette, verskillende aspekte of mense interpreteer dit bietjie anderste, hulle formuleer dit so bietjie anderste en dis oukei. Ons moet verstaan waarom die stryd teen die sonde
te begryp, ons moet verstaan om die stryd teen sonde te begryp en oorwinning deur Christus te behaal. Hierdie is belangrik, want in hierdie gedeelte sê hy vir ons hoe om dit te doen. Maar ons moet dit begryp. Ons hoor dit, maar slaan ons ag daarop. Romeine 7 plaas ons onder die wet, onder die sonde. Romeine 8 is die keerpunt, en hy sê, in Christus. En dis waar die draaipunt kom. So die 4 geestelike wette, nou, ek gaan dit vir julle nou gee, dat ons net sien waartoe ons beweeg. Die eerste een is die wet van God. Die tweede een is die wet van die sonde van lewe en dood. Die derde een is die wet van die gees van die lewe in Christus. En die laaste een is die wet van die ingesteldheid of denkwyse. Nou, 'n paar wette waarvan ek nie heeltemal bewus is nie. Ek dink die wet is die Torah. Jy weet, daar in die Ou Testament, dis mos die wet. Maar nou is ons vry. Maar Paulus sê, hier's 'n paar ander wette wat hier tevore kom. Ons moet luister daarna, ons kyk daarna. Die eerste ene waarna ons gaan kyk is die wet van God. Wat is God se wet? God se wet het gesag oor die mens terwyl hy leef. Goed? Daar's 'n metafoor wat Paulus gebruik oor die huwelik in Romeine 1. Hy sê, Romeine 1, 2 en 3, hy sê, 'n vrou is aan haar man gebonde volgens die wet, solank hy lewe, maar as hy sterf, is sy vry om met 'n ander te trou. Goed, solank as jy getroud is jy gebonde. Maar as jou man sou doodgaan, dan is jy vry om te trou. En hy vat hierdie wet, Joodse wet, goed, en hy sê, kom ons trek 'n metafoor van dit, en ons sien wat dit beteken. En dit sê, die gelowige is deur Christus se dood ten opsigte van sonde. En kan nou behoort aan 'n ander, naamlik Jesus, wat uit die dood uit opgewek is. Ons moet sterf teen die sonde, sodat ons nou aan Jesus kan behoort. Goed, is hierdie 'n prerequisite? Moet ek nou eers mooi regkom? Moet ek nou eers, hoe werk hierdie ding? Moet ek eers aan die wet voldoen? Nee. Ek kom tot bekering, ek gaan in die doopbad, ek sterf saam met Christus, ek staan op saam met Christus, 'n nuwe lewe in Christus, wedergebore. Maar ek is dood. Die ou Konrad is dood daarso, okay? Begrawe saam met Christus, ek staan op saam met Christus in sy lewe en ek word getransformeer. Wederbekering en dood. Ek is nou vry van die sonde. Ek het die Heilige Gees, ek hardloop die preek so 'n bietjie vooruit. Ek is nou vry deur die Heilige Gees om die sonde af te sterf. Goed, is nie eenmalig nie. Om die sonde af te sterf is 'n proses en dan te omvorm en te transformeer in die gelykenis van Christus. Die proses. Romeine 7 vers 7, is die wet dan nie goed gewees nie? Of is die wet dan sonde, dat ek moet sterf, afsterf? Romeine 7 vers 7 sê, wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? Nee, stellig nie. Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie. Want ek sou ook die begeerlikhede nie geken het nie, as die wet nie gesê het nie, jy mag nie begeer nie. So die probleem lê nie by die wet nie, maar by die menslike natuur. Jy sien, as ek nie geweet het, dat ek iets nie mag doen nie, dan kon ek gesê het, ignorance is bliss. I just didn't know. En ek dink dit is iets wat gebeur het. Mense het nie geweet, dis sonde nie, so dan gaan hulle af, en hulle raak losbandig, en daar's net chaos. Die Here sê, hier's die wette. Die eerste wet wat die Here Christus, wat God vir ons gegee het, was in die tuin van Eden gewees. Wat het hy gesê? Julle kan van alles eet.
behalwe. En wat gaan doen mens? Hy het gesê behalwe, en toe gaan die mens en sê, onder die verleiding van die duiwel, ja, inderdaad. Daar het ons probleem gekom en daar het ons sonde. Daar het ons dood ingetree, geestelike dood. God het 'n plan vir ons en hy het ons weer geestelik lewend gemaak deur Jesus Christus. Die wet van God is dit 'n stel reëls? Die wet van God. Die wet van God se reëls en gebooie soos vervat in sy woord. Die morele wet, die 10 gebooie. Dit is net so relevant toe as wat dit relevant is vandag. Jy mag nie moor nie, jy mag nie steel nie. Is dit vandag van toepassing? Natuurlik. Eer jou moeder en jou vader, jy sal lang lewe en vrede hê. Dit is die heilige standaard van regverdigheid wat God van ons vereis. Die wet is heilig en dit is die gebod is heilig en regverdig en goed. Romeine 7 vers 12 noem dit presies so op. Daar is niks fout met die wet nie. Dit weerspieël God se karakter, sy liefde, sy barmhartigheid, is alles omvat in die wet. Hoekom? Om ons te beskerm. Om ons te beskerm het God vir ons die wet daar geplaas. Maar ons kan nie die wet onderhou nie. En dis 'n probleem. So, die wet was 'n tugmeester na Jesus gewees. Hy het vir ons die sonde uitgewys. Goed, anders sou ek nie geweet het wat sonde is nie. Stem julle saam? So die wet was ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit geloof. Galasiërs 3 vers 24. Die wet van God was nooit om ons te red nie. Hoekom nie? Want ons kon dit nie volhou nie. Maar dit het ons op die regte pad geplaas van regverdig maak. Om in regverdigheid saam met God te leef. Die doel daarvan was om sonde te openbaar en ons te wys dat ons 'n verlosser nodig het. Dit was 'n voorskou van Christus wat ons nodig het. Ek sê daarso 'n voorbeeld. 'n Spoedkamera is daar gestel om jou te wys dat jy te vinnig ry. Dis klaar te laat, jy klaar te vinnig ry. Die spoedkamera gaan jou nie stadiger laat ry nadat jy 'n fine gekry het nie. Dan jy berou. Of jy's jammer. Ek weet nie of jy berou het nie, want as jy 'n tweede keer gaan jaag op dieselfde pad, dan het jy nie berou gehad nie, dan was jy net jammer geweest, die polisie was daar. Maar dit is soos 'n kamera wat jou vang, en hy sê vir jou, jy het nou geoortree. Dit is soos 'n X-ray masjien. Jy het 'n probleem op jou hand, jy gaan dokter toe, hulle neem 'n X-ray, en die X-ray wys vir jou vinger is gebreek. Dis wat die wet doen, hy wys vir jou, daar's 'n probleem. Gaan die X-ray daai vinger van jou regmaak? Nee. Jy het dokter Jesus nodig. Jy het 'n dokter nodig om verder te gaan. So die wet wys vir ons uit, ons het 'n verlosser nodig. Ons kom iets tekort. Ons kom die Here Jesus Christus en die Heilige Gees tekort. Die wet van sonde is die tweede ene. Die wet van sonde en dood. Begin met die eerste skrif. Romeine 7 vers 14. Want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleestelik. Ons is verkoop onder die sonde. Ons is 'n slaaf as ons die sonde doen van die slaaf. As ons die werke van geregtigheid doen, dan is ons 'n slaaf van geregtigheid. Ek sal veel eerder 'n slaaf van geregtigheid wil wees as 'n slaaf van die sonde.
Die wet van die sonde sal vir ons vashou. Ons is verkoop onder die sonde, sê hy. Slawe tot sonde se mag. Sien, wanneer ons daai sonde beoefen, dan het hy ons in sy mag. En ons moet loskom van daai sonde. Hier's 2 of 3 mense, en ek sê nie, rook is verkeerd nie, ek gaan nou nie sondetjies uitwys nie, maar hier's nou 2 of 3 mense wat oor die laaste paar weke sommer so begin ophou rook het. En ek prys die Here, weet julle, daai las van die nikotien en daai las is net af. Prys die Here, wat 'n mooi voorbeeld. Ons liggaam was die tempel van die Heilige Gees en hulle kan nou met vryheid, 'n ekstra bietjie vryheid, die Here aanbid. Halleluja. Die Here het hulle verlos. Romeine 7 vers 18 is om te wil en om te doen, want ek weet dat in my, dit wil sê, in my vlees is daar niks goeds woon nie, want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, vind ek nie. Ek wil dit doen, maar ek doen dit nie. Paulus se beskrywing is nie van 'n ongelowige mens hierso nie. Hy praat hierso met mense, gelowiges, wat worstel. Ek en u, ons raak wedergebore, ons neem die Here aan as ons saligmaker, en dan sit ons nog met laste, sondes, wat ons onderkry. En ons kom nie los van daai goedjies nie. So hierdie boodskap was vir my geweldig inspirerend geweest. Daar is dus 'n wet van sonde binne in ons, 'n bedorwe natuur. Dis 'n natuur wat nie lekker is nie. Dis 'n ingeboude neiging om teen God se wil te rebelleer. Ja, maar jy kan sê, ek rebelleer nie teen God nie. Ons is in die vlees gebore en ons het daai vernuwing nodig. So Romeine 7 vers 21-23 sê, ek vind dus hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens. Ek hou van die wet van God. Ek wil die wet van God doen. Ek streef na die wet van God. Maar ek sien 'n ander wet in hierdie lede van my, wat 'n stryd voer met die wet van my gemoed en my gevange neem in die wet van sonde wat in my lede is. Hy sit hier so met 'n tweestryd. Hy sê ek is lief vir die wet van God. Ek streef, my begeerte is daarna, maar ek sit met hierdie wet van sonde. Ek sit met die vlees waarteen ek stry. Watchman Nee het 'n boek geskryf, The Spiritual Man. En in daai boek beskryf hy die geestelike mens teenoor die natuurlike mens. En in hierdie boek praat hy ook van hierdie waar daar 'n transformasie is, 'n oorgangspunt wat gemaak word. Romeine 6 vers 23 gee vir ons 'n slag wat ons sê, wow, ek moet iets doen omtrent hierdie, ek is nie seker wat nie, maar kom ons praat daaroor, want die loon van die sonde is die dood. Ons wil lewe, en hier sê hy vir ons gaan die dood in die gesig staar, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Hy gaan vir u vertel, as jy aangaan met jou sonde, is die loon daarvoor die dood, maar God sy dank dat daar 'n uitkoms is deur ons Here Jesus Christus wat vir ons die ewige lewe gee. Dis 'n genadegawe van God. Halleluja. Daar's hierdie twee nature wat met mekaar stry. Paulus sê, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Hy wil dit doen, maar hy doen dit nie. Ek sê vir Jason, gaan sny die gras, hy wil dit gaan doen, maar hy doen dit nie. Maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Hy wil nie gaan Jolie patrollie nie, maar hy gaan. Hy Jolie patrollie daarom nie, maar as voorbeeld.
dit wat ons nie wil doen nie, dit doen ons. So ons kom by hierdie punt en ons sê, weet jy, ek het nou geoortree, ek het misgetrap, ek wou dit nie doen nie, maar ek het dit gedoen, maar dit is okay, want jy weet, daar staan, die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En hier is 'n paar versies hierso in Romeine 7 en 8, wat mense uit konteks uitneem. So, ons handel dan vanaf Romeine 7 tot en met 8 vers 11, 12, daar. Dit is nie 'n verskoning nie. Dis 'n beskrywing van die vlees teenoor gees. Hulle bots teen mekaar. Ons kan nie hierdie gebruik en sê, keiseraar, dis okay nie. Hierdie is 'n fight. Hier sien julle 'n prentjie van die twee honde. The one you feed will win. Julle ken die storie van die twee honde wat teen mekaar beklei. Wat se een gaan wen? Die goeie hond of die slegte hond, of die goeie natuur of die slegte natuur? Die een wat jy voer is die een wat gaan streef. Voer die slegte natuur, dan gaan hy streef. Voer die goeie natuur, dan gaan hy streef. Die keuse is u sin. Jy moet besef, ek en jy moet besef, ons kan nie uit onsself nie. Ons het dan probeer. Het dit gewerk? Die stryd is daar. Ons sukkel daarmee. En hy sê, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Hy het dit ervaar. Paulus het dit ervaar. En as Paulus dit ervaar het, ervaar ek en u dit. Maar ek weet, ek ervaar dit. Maar Paulus roep uit, hy sê, wie sal ons verlos? Wie sal ons verlos? Hy sê in vers 25 van hoofstuk 7, ek dank God, deur Jesus Christus, ons Here. Hy sal ons verlos. Halleluja! Daar is hoop. Ons hoef nie vasgevang te word in ons omstandighede nie. Ja, maar is nou net een omstandigheidjie. Sorteer dit uit. Kom by die Here met hom. Hy kan ons help daarmee. En hierdie proklamasie wat hy maak, toe ek weer lees, toe raak ek so opgewonde, want dit klink soos 'n mens wat die derde geestelike wet ontdek het. Hy sê, wie sal my verlos? En dan sê hy, dankie, die Here gaan my verlos. Jy sien, want hy het 'n verhouding gehad met die Here Jesus Christus. Hy het hom geken. Hy het geweet waartoe Jesus Christus in staat is. Hy gee vir ons 'n lering hierso uit ondervinding. Dit bring die keerpunt, die wet van die gees van die lewe in Christus. Ouens, alles wat ons nou oor gepraat het, draai net hier om. En dit gee vir ons die vryheid om die Here te dien met oorgawe. Romeine 8 vers 1 en 2 sê daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Baie ouens gebruik hierdie skrif as net bietjie uit konteks uit. En sê, there is now no condemnation. Wag, for those who are in Christ Jesus, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees wandel. Hier is 'n ekstra komponent wat ons ook moet doen. Hy sê daar is geen veroordeling van die wat in Jesus Christus is nie. Wat nie na die vlees strewe nie, maar na die gees strewe. Dis iets wat ons moet doen. Ons moet na die gees strewe. Want die wet van die gees in die lewe van Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde van die dood. Die gees, die Heilige Gees maak ons vry van daai wet van sonde en dood. En hy plaas ons op 'n plek waar ons vryheid in Christus het. Vryheid in die lewe om te lewe vir Christus. Vers 3 sê, want God het dit vir die wet onmoontlik gemaak. Dit was onmoontlik vir die wet gewees, omdat dit
kragtelik was deur die vlees, deur sy eie seun in gelykheid tot die sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees. Christus het ons sondelas op hom geneem. Die wet kon dit nie hanteer nie. Mens moes dit doen. Christus het die sonde op hom geneem. Skuld volledig verheffen. Price paid in full. En dis die groot oorgang. Van ek, die ellendige mens, versuip in my sonde, lewe val uit mekaar uit, is net moeilikheid op moeilikheid, met die oorgang, I surrender, nie ek nie, maar Christus, Here, my verlosser, my saligmaker, die gees van God, wat in my woon, maar wedergeboorte of met wedergeboorte, nuut gemaak, geen veroordeling nie, wat jy sien, sodra ek oorgegaan het, word ek nie meer veroordeel vir dit wat ek gedoen het nie. Die Here vat hierdie sondes van ons, so ver as die ooste van die weste, hy dink nie meer daaraan nie. Skoon gewas deur die bloed van Jesus Christus, so wit soos 'n lam, witter as sneeu. Nooit, glad nie, in geen omstandighede nie, ooit geen veroordeling nie. Tensy ek nou terugstap, en ek backslide, en ek lê aan hierdie kant, en ek gaan weer terug na die vleispotte van Egipte, ek verlang na hierdie sondes, en hierdie dramas, en ek sê, ek weet, hierdie is net makliker, kom ek gaan saam met die groot meerderheid, en sê nee, hier wil ek wees by die Here, by sy genade, met die fellowship of the saints, saam met julle, kole wat by mekaar is, wat mekaar warm hou. Sien, wanneer jy 'n kool uit 'n braai vat en jy sit hom een kant, dan gaan hy dood. So hoekom moet ons die samekoms bywoon, sodat ons mekaar kan motiveer. Amen. Dit beteken, God hou nie jou verlede teen jou nie. Hy verlede is uitgedelg. Die skuld is betaal, die straf is gedra. Christus het die volle prys op die kruis vir ons betaal. Die bevryding beteken dan regverdigmaking, justification, just as if I've never sinned. Wow, that's awesome. Raak julle opgewonde? Amen. Ons sondes vergewe en Christus se geregtigheid is aan ons toegereken. Hoor wat sê hy? Christus se geregtigheid word aan ons toegereken. Dit wat ek nie verdien nie, dit kry ek. Ek verdien nie daai geregtigheid nie. Genade en barmhartigheid. Dankie Here. Ons word regverdig verklaar in sy oë. Justified as if we never sinned. God spreek ons vry en regverdig op die grond van wat Jesus vir ons gedoen het. Net asof ek nog nooit gesondig het nie. Ons is lewend gemaak en ons is vergewe. Kolossense 2 vers 13 sê, en julle en ek, wat dood was deur ons misdade en onbesnedenhede van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. Weg, gewas, los dit daar in die doopbad, los dit daar in die see. Kolossense 2:14 is hy op volgende vers en hy sê, en die skuldbrief wat teen ons was, met die insetting ons vyandig was, is uitgedelg en weggeruim, het hy dit aan die kruis vasgenaal. Tetelestai, it is finished. The price is paid in full vir my en vir u met die bloed van Jesus Christus. Duur gekoop, behoort nie meer aan onsself nie, behoort nou aan Christus. Nie meer 'n slaaf van die sonde nie, maar 'n dienaar,
'n bondgenoot van Christus, uitverkoop aan die koninkryk van God, uitverkoop aan die evangelie, uitverkoop aan die goeie nuus, uitverkoop aan die gemeenskap van die heiliges en die geseëndes en die gesalfdes. Halleluja. Die gees van die lewe sê vir ons dat, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde van die dood. Die wet van die gees het my vrygemaak soos 'n nuwe dryfkrag binne in jou. Die gees gee ons oorwinning in die stryd van sonde. Jesus sleutel. Die gees gee ons die oorwinning in ons stryd teenoor sonde. Ek het al probeer om hierdie sonde uit te sorteer. Ek het al dit gedoen, ek het al dat gedoen. Yes, ek het hierdie probeer. Ek het al my pause probeer hou en ek het al tot 20 getel, ek het al tot 100 getel. As daai taxi voor my inry of jy weet. Nee. Dis nie wat hy sê nie. Jy sien, daar's net te veel eks in daai lyntjie. Want as ek en ek en ek en ek. Gaan hoor wat ek kan doen nie, want ek is nie bevoeg nie. Ek was nie bevoeg om dit onder die wet te doen nie. Ek is nie bevoeg in die middel om dit te doen nie. Maar die Heilige Gees is ten volle gemagtig om dit te doen. Gaan hy dit net doen? Is daar 'n reset knoppie wat die Heilige Gees druk en sê, reset, nou sê hy blank. Nee, daar is nie. Maar as ek hom toelaat, en ek sê, Heilige Gees, leer my, wandel my, was my, verander my, gaan hy my na ander hoogtes toe vat. 'n ander hoogte waar ek soos 'n arend kan sweef en daar's 'n kraai wat op my sit. En hierdie kraai wil net nie van my afkom nie en ek probeer hierdie kraai beklei. En ek al wat die arend doen is hy styg net 'n bietjie hoër op. En daai kraai kan nie meer asemhaal nie, dan val hy sommer net af. Dankie Karel. Sy het hom vir my gegee. Maar dis hoe dit is. Maar ek is nie 'n arend nie, ek is Konrad, so wat het ek nodig? Ek het die Heilige Gees nodig om my 'n arend te maak, sodat ek kan styg bo my omstandighede. En dis wat hierdie vliegtuig sê. Jy sien, daar's 'n wet van aerodinamika en swaartekrag. Die swaartekrag hou die vliegtuig op die grond. En solank as wat hierdie vliegtuig op die grond is hy gebonde aan die wet van sonde en dood. Maar dan kom die Heilige Gees en hierdie vliegtuig styg op. Dit is die krag wat hierdie vliegtuig laat opstyg. Dit is daai engine, dis die wet van aerodinamika. En hierdie vliegtuig styg op. En dit oortref die krag van swaartekrag. Dit oortref die krag van die sonde. Daar is nie meer krag in die sonde nie, want dit is oorwin, dit is klaar, it's dealt with. Maar wat het ons gedoen? Daar was 'n pilot wat gesê het, ek sit hierdie engine aan, en ons vlieg. Ek en u maak 'n keuse, ons sê Heilige Gees, help ons, was ons, reinig ons. Jy sien, die eerste stap was by wedergeboorte, toe ons Here Jesus aangeneem het, en hy het ons regverdig verklaar. Regverdig, just as if I've never sinned. As ons dit glo, dan kan nie glo dat u is geregverdig. You are justified. In Christus het kind van God 'n keuse. Galasiërs 5 vers 17 en 18, want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar sodat hulle nie kan doen wat hulle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Dis die demonstrasie wat ek nou gedoen het, nee. Kan ons verlossing beleef? Kan ons verlossing beleef? Titus 2 vers 11 en 12. En ek lees hierdie vir u uit die boodskap uit. Hy het dit vir my mooi omskryf in 'n taal wat ons daagliks verstaan. Hy sê, God het sy goedheid aan alle mense bekend gemaak. Alle mense ken God se goedheid. Almal het nou die kans om sy verlossing te beleef. Die Here het gesê, almal. God het Jesus Christus gestuur
om aan die kruis te sterf. En die Here Jesus Christus het gesê, not my will be done, but your will be done. Here, laat u wil geskied. As hierdie beker van my kan gaan, maar laat u wil geskied. En dit was die Vader se liefde vir u en vir my, dat ons elkeen die geleentheid het om die ewige lewe te kan beerwe deur die Here Jesus Christus as ons saligmaker en redder aan te neem. Nou wys hy vir ons hoe. Ek wil altyd weet hoe. Dit is grait om te sê, hier's A, B, C, D en dan. Maar hoe doen ons dit? En hy sê hierso, om 'n goddelose leefstyl te sidestap. So, hierdie goddelose leefstyl sidestep ek nou. Okay? En hoe om vernietigende begeertes, daai goed wat ek begeer het in die verlede, of daai kar, of daai besigheid, of daai ding wat die Here weet my ondergang kan beteken, om dit te laat staan. Hy laat ons met wysheid en opregtheid leef. Die Here gee vir ons wysheid. Bo-natuurlike wysheid is een van die gawes van die Heilige Gees wat hy vir ons gee. Sodat ons kan onderskei tussen die sleg en die goed. Hy leef by ons elke dag tot sy eer in die wêreld leef. Hy help ons om tot sy eer te leef. So die Heilige Gees bewerkstellig verandering in ons. Hy werk van binne ons, hy oortuig ons, hy versterk ons, hy verander ons stapgewys om meer soos Christus te word. 2 Korintiërs 3 vers 18. Waar die wet net vir ons kon sê wat reg en verkeerd is, en ons moes daai keuse maak, en dit so noukeurig probeer volg as moontlik, gee die Gees ons die vermoë om dit reg te doen. Wat is ons rol? Wat is ons aandeel? Ons weet nou ons het die Heilige Gees, ons het die Here Jesus Christus aanvaar as ons saligmaker. Dit was stap 3 gewees. Die 4de stap is die Heilige Gees. Wat moet ons nou doen? Wat is ons aandeel? As ons nou by daai kom. Die sondige natuur is steeds teenwoordig in ons, taak deur die Heilige Gees om in die oorwinning van Christus te lewe. So 1 Johannes 2 vers 17 sê, en die wêreld gaan verby en sy begeerlikhede, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. 1 Tessalonisense 4 vers 3, want dit is die wil van God, julle heiligmaking. Ons heiligmaking is die wil van God. Dit is sy begeerte. Wat sê die woord? Wees heilig, want ek is heilig. So, kan ek 'n carnal Christian wees? Ek kan nie 'n carnal Christian wees nie. I have to be a spiritual Christian. Want as ek 'n natuurlike Christen is, doen ek die natuurlike goeders van die natuurlike wêreld. Watchman hier sê, from carnal man to spiritual man. En hierdie is die transformasie, is Christus, die doping met die Heilige Gees. We are not carnal anymore, we are spiritual. Ons los die carnal goedjies, die menslike goeders, die begeertes, los ons agter. Die denkwyse, hierdie is die 4de wet, die wet van ingesteldheid, en ons is amper klaar. Denkwyses, ingesteldheid. Ons lewe in oorvloed, en ek begin hierso met 'n skrif, Johannes 10 vers 10, wat sê, die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. Ek het gekom om julle lewe te gee in oorvloed. Daar's die dief, hier is die Here, steel en verwoes, oorvloed. Kies. Ons kan ons gedagtes nietig en vul met die dinge van die Gees, met God, die waarheid. Jesus noem dit lewe in oorvloed. So, wanneer ons gedagtes begin verander, ons denkwyse, ons oningesteldheid, ons gesindheid, in lyn met die dinge van die Here, dan het ons die lewe in oorvloed. Wanneer ons dit nie doen nie, en ons
lê nagdeur wakker en worry oor die goeters van die wêreld en die sondelas. Ek het iets verkeerd gedoen en jy weet, nou mediteer ek daarop. Daar's niks wat my gaan oplig daar nie. As my aftrek 'n slapelose nag gee, môre sit ek met groot kopseer. Daar vryheid. Romeine 8 vers 5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Wat jou gedagtes vul, bepaal wat 'n rigting jou lewe gaan inslaan. As jy goeie goed gaan dink, dan gaan jy daai kant toe, as jy slegte goed gaan dink, gaan jy daai kant toe. Dr. Neil T. Anderson sê, wat jy ook al sal glo, sal vir jou die waarheid wees. Glo hierdie, dan is hierdie jou realiteit en jou waarheid. Wees ingestel op hierdie, plaas jou denke op die sonde en die lewe en die daaglikse turbulence, dan sal daai jou realiteit wees. Aan dieselfde kant sê, as jy hierdie glo en jou lewe instel tot hierdie, dan sal hierdie vryheid en hierdie lewe in oorvloed jou voorland wees. Dit sal jou realiteit wees. Al twee is waar. Dit waarin jy glo, sal vir jou wees. Ons lewe ingesteldheid op gefokusde denkwyse lei tot geestelike dood of geestelike lewe in Romeine 8 vers 6. Dus, ons rig ons gedagtes, of ons ingesteldheid, Kolossense 3 vers 2, bedink die dinge wat daar bo is, nie wat hier op aarde is nie. Matteus 6 vers 22, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. En dan 'n baie belangrike en kosbare skrif, Romeine 12 vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. 'n Persoon sê vir my vanmôre, dit gaan sy verstand te bowe, hoeveel mense validation soek by die wêreld. En ek kou nog aan hierdie ene, want dit is 'n realiteit. Maar dit gaan sy verstand te bowe, hoeveel mense validation soek in die wêreldsisteem, terwyl dit juist die wêreld was, wat ons Here Jesus Christus gekruisig het. Ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons beweeg net deur hierdie wêreld. Maar ons konform nie na daai wêreld nie. Want dis die wêreld wat ons Here Jesus Christus gekruisig het. En dit is fyn, want die Here, daar was 'n plan, God het dit toegelaat, sodat ons vryheid kan hê. Ons is in 'n nuwe wêreld, ons is in die nuwe koninkryk, ons is in die koninkryk van God. Halleluja. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê vir ons, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. En dis great. En dis 'n skrifgie wat ons ook graag sal met doopbad gebruik. Ek hou daarvan, want alles het nuut geword wanneer ek daar bo uitkom. Dan sê ek, Here, al my verlede, al my sondes is weggewas. Dis 'n uiterlike teken van 'n besluit aan die binnekant. En nou is ek 'n nuwe skepsel. Net om uit te vind, môre doen ek dieselfde verkeerde ding. Want my denke is nie vernuwe nie. My ingesteldheid is nie vernuwe nie. Die manier hoe ek reageer oor situasies het nie verander nie. Dit is 'n pad, soos pastoor Jaapie vroeër gesê het, van heiligmaking. Ons is geregverdig, ja. Die Here het ons hier gevat, en hy sê met wedergeboorte, you have been justified, you have been cleansed, you are righteous, jy is geregverdig. So wat? Maar, ek is nog nie
verander nie. Daar is 'n proses. En hierdie proses gebeur met tyd wat ons spandeer in die woord, tyd wat ons spandeer saam met die Here. En die Heilige Gees verander ons. Dag na dag gee hy vir ons 'n nuwe krag. En ons staan op in die krag van God. Ons vat daai versie in die oggend. Ons mediteer op dit en dit word ons realiteit. Want ons denke word verander. Ons kom uit die koninkryk van die sonde en die dood in die koninkryk van die lewe. En hierso bloem ons. Ons kom nie net oor en dan gaan ons weer terug nie. Ons kom oor, ons word geplant en dan word ons water gegee, en kos gegee. Lewende water, die Heilige Gees. Kos, die woord van God, die daaglikse skrif, die logos woord wat rema gemaak word deur die Heilige Gees, wat ons oprig, verander. Ons is vrygemaak, waak. Kyk daai prentjie van die olifant. Hy staan vas. Galasiërs 5 vers 1 sê, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. So ek wil vir julle sê dat hierdie olifantjie is klein en julle sal sien hy het 'n tou om sy nek daarso en so 'n paar jaar later is hierdie tou losgemaak en nou kan hy loop. Maar hy loop nie. Hy bly net daar, asof die tou daar is. Hoekom? Want hy is so ingestel op daai situasie. Dit is sy realiteit. Ons word vrygeknip van die sonde, van die vlees, oorgebring na die koninkryk van God, in die gees, maar ons is vasgevang in hierdie omstandighede. Hoekom? Jaar na jaar was dit net ons realiteit. So ons kan beweeg, maar ons doen nie. Selfs al is daar nie 'n tou nie. Daai shackle is van ons bene af, maar ons bly daar vasgevang. Ons het die Heilige Gees nodig om ons te help. Ons kan dit nie by onsself doen nie. Ons het mentors nodig, ons het mekaar nodig, om mekaar te encourage, mekaar te vermaan, mekaar te bemoedig. Sê, weet jy wat, kom Boeta, die Heilige Gees het jou vrygemaak deur Jesus Christus, wat vir jou gesterf het op die kruis. Jy is 'n nuwe skepsel in Jesus Christus. Ons het die Heilige Gees ontvang, Romeine 8 vers 9, ek is amper klaar. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, is naamlik die Gees van God in julle woon, so met wedergeboorte het ons die Heilige Gees ontvang. Ons het die vermoë, hy het ons die vermoë gegee om in oorwinning te leef. Victory over the darkness, amen. Rig ons gesteldheid en gesindhede en ons denke. Dis 'n besluit, dis iets wat ons moet doen. Ek en u moet dit doen. Hy gaan ons enable, hy gaan ons koop. Ons moet toegangbaar wees vir die Heilige Gees. Dis iets wat ons moet doen. Romeine 8 vers 10 sê dan vir ons, wandel na die Gees, maar as Christus in julle is, wat hy is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. Sien, ons lewe in die Gees, in Christus, nie vanweë wat ek gedoen het nie, maar as gevolg van sy geregtigheid. Sien julle die oorgang? Prys die Here. Romeine 8 vers 11, en as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, ja, in julle woon, ja, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook u en my sterflike liggaam lewend maak deur die Gees wat in ons woon. Dieselfde Gees wat Jesus uit die dood opgewek het, dieselfde Gees wat Lazarus uit die dood opgewek het deur Jesus Christus, het gesê het, staan op, kom uit, Lazarus. Daai selfde Gees is in my en u, wat vir ons kan transformeer in die lewe in oorvloed. Halleluja. Paar punte. Ons is wedergebore, born from above. Ons is herskep. Ons is regenerated. Ons is nuwe skepsels gemaak deur die krag van die Heilige Gees. Ons is saam met Christus opgewek.
Ons is een in Christus. En heiligmaking is die resultaat en die bewys van wedergeboorte. Regverdigmaking deur Christus. Jy sien, wanneer ons hierso is, dan sal daar ook vrug wees. En as daai vrug nie lekker is nie, dan kan ons ondersoek instel. Sê, Here, Heilige Gees, help my. Die Heilige Gees is ons helper, hy is ons trooster, en hy is die agent om ons te verander. My gevolgtrekking, dit is my slot, hierdie fenomenale, ek wil amper sê preek of lering gedagte, word opgesom in 'n paar lyntjies. Daar is heelwat skrifte wat hier gebruik is, Romeine 8 vers 3, 4, 12, Galasiërs 6 vers 8. Ek gaan dit vir julle lees. Luister om, want wat die wet nie kon doen nie, omdat dit swak was deur die vlees, dit het God gedoen deur sy eie seun te stuur, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons, wat nie volgens die vlees wandel nie, maar volgens die gees. Ons is nie meer skuldenaars aan die vlees, om volgens die vlees te wandel nie. Wie in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. Amen. Halleluja. Ek som vir hierdie 4 punte op, en dan gaan ons afsluit met gebed. Hoe kan ons hierdie sonde oorwin? Erken die sonde in die lig van die wet, want die wet wys vir ons wat die sonde is. Ek dank die Here dat die Here nie gesê het, hy het die wet voldaan gemaak en dit bestaan nie meer nie. Hy het gesê, hy het die wet nie voldaan gemaak nie. Goed, dit is nog steeds net so relevant. Daai wet werp lig op ons sondige natuur. Dan besef ons die erns van die wet, van die sonde en die dood, en dat ons sonder Christus 'n slaaf is van daardie sonde. Ons glo die evangelie, Christus het ons vrygemaak, daar is dus geen veroordeling nie. En laastens, leef ons volgens die wet van ingesteldheid. Ons kies om ons gedagtes en begeertes op die Gees te rig. Galasiërs 5 vers 22. Amen. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, God almagtig, Here, U regeer oor lewend en dood, Here, U regeer oor hemel en aarde. Here, ons staan hier vanmôre met ontzag vir U, Here. U het U seun Jesus Christus vir ons gestuur om aan die kruis te sterf, sodat ons regverdig verklaar kan word. Al ons sondes op Christus, ons Here Jesus Christus geplaas, sodat ons, soos Christus, skoon en heilig en regverdig kan staan. Dis waar die omkeer gebeur het. Ek dank U, Here, dat Jesus Christus op die 3de dag opgestaan het en lewend aan die regterhand van God sit vandag en regeer saam met U, Here, wat vir ons intree, sodat ons heilig en reinig en sonder vlek voor U kan staan, reg vir die wederkoms van Christus. Here, ek dank U, dat die sonde oorwin is, dat ons nie meer daarin vasgevang hoef te wees in ons ellende nie, maar Here, dat ons oorgebring is na die koninkryk van God, wat vir ons die vryheid gee in Christus deur die Heilige Gees, wat vir ons kan lei, Here, na die vryheid, in oorvloed, lewe, saam met U. Dankie, Here, vir hierdie wonderlike skrif wat ons vanmôre kon lees en kon betrag. En die Heilige Gees, ek vra dat U die naprediker sal wees van hierdie boodskap. Here, dit sal wees soos 'n tweesnydende swaard wat sny tussen murg en been, Here, om ons te wys waar ons nog sondes het, Here. En Here, hoe U dit vir ons kan verwerk,
deur u krag en u mag, deur die werk wat u op die kruis gedoen het, Here, en dat ons kan lewe in oorvloed in Christus, weggedraai, ons het bekeer en ons het bely van die sondes, Here, daai wat nog aan ons hang, Here, wat ons terughou, van die volheid van Christus, Here, dat ons dit sal afsterf deur die Gees van God, wat in ons is, Here. Dankie Heilige Gees, dat U so geduldig is met ieder en elk van ons, Here. Here, moenie die Gees van ons wegneem nie. Here, ons het U so nodig. Here, ek dank U vir U liefde, U genade, U barmhartigheid. Maar Here, ons sê ook soos Paulus, sal ons dan aanhou sonde doen, sodat die genade meer kan word? Stellig, nee, glad nie, Here. Bewaar ons daarvan. Here, dat dit wat afgelê is, afgelê bly, Here, dat ons nie weer teruggaan na dit nie, Here. Na die laaste sondes, die goedjies wat ons doen, Here, wat U nie eer bring nie, Here, dat dit geopenbaar sal word in die lig van die wet, Here, in die lig van die Heilige Gees, wat ons oortuig van dit, Here, en dat ons vrymaking kan kry, deur die belydenis en bekering, en deur die werk van die Heilige Gees, wat ons die krag gee, om aan daai oorwinning te leef. Ons gee U al die lof, en al die eer daarvoor, in Jesus wonderlike naam. Ek spreek die seënheid en die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die samesyn van die Heilige Gees, sy met ieder en elk. En ons dankie Here, ons gee vir U al die lof en al die eer. U is waardig, waardig, waardig. Amen, amen. Goed, kom ons staan en sing ons saam. O Heer my God, as ek in eerbied word, en al die werke elke dag aanskou, die son, die maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wat deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik eer U grote naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer reg wat sonde hier geskend het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik eer U grote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse stroom en wind. O Heer, die son, verklein, vergroot vir alles, en die son dag na dag vir my kind. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U,
Want deur die hele skepping in dit saam. Hoe heerlijk Heer, die grote naam. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U. Want deur die hele skepping in dit saam. Hoe heerlik Heer, die grote naam. Hoe heerlik Heer, die grote naam. Hoe heerlik Heer, die grote naam. Prys die Here. Hy bly goed. Hy bly getrou. Amen. Baie dankie pastoor Konrad, awesome boodskap. Dankie Michael, musiekspan. Awesome musiek. Wat 'n dienste was dit nie net nie. Ek herinner u net, broer Pieter gaan die voorwees vir die Bible College en Charmaine sal die voorwees vir die kliniekdag. En dan is daar koffie en tee, as u wil gaan draaitjie daar loop. Kom ons sluit ons oor, dan sluit ons af. Lierbare Vader, baie dankie dat ons hierdie diens kon bywoon. Here, hoe awesome is dit nie om u woord te hoor nie. Dat in ons harte kan ingaan en verandering bring in ons lewens, Here. Help vir ons in hierdie proses, dat ons elke dag sonde sal aflewe en vir geregtigheid lewe. Dat ons in heiligmaking u sal volg. En ons dankie, Here, dat ons die woord kan vat vandag en in hierdie week daarmee ingaan. Dankie vir elkeen wat hier was, Here, seën elkeen en dat ons weer by mekaar sal wees op u bestemde tyd. In Jesus naam. Amen. Baie seën vir almal, geniet die dag verder, hoor.